Vriende, ek gaan nou vra dat u hart sal stil maak, dat u daar 'n kort en stil gebed in u hart sal doen teenoor die Here. Hy weet wat u behoefte is vanmôre, hy weet waardeur u gegaan het deur die week, hy weet van u vreugde, u blydskap, u hartseer, u pyn. Ek vra dat u 'n paar oomblikke sal stil word, dat u versigtiging aan die Here bekend sal maak, en dan sal ek ons as gemeente begelei in die gebed. Ons hemelse Vader, ons bely dat ons nie naastenby besef hoe heilig u is nie. Ek dink nie ons het 'n idee van die heiligheid van God, die grootheid van hierdie God wie ons Vader noem, en wat 'n groot en heerlike voorreg u ons aangedoen het, om ons u kinders te noem, deur Jesus se soendood aan die kruis, en deur die lewendmakende krag van die Heilige Gees. Vader, ons dank u vanmôre dat ons na u kan nader, en ons bely dat ons nie werd is om u kinders genoem te word nie. Ons bely, Here, dat ons as u kinders in hierdie wêreld dikwels, soos u vir u volk sê, oneer bring aan u naam. Maar baie dankie dat u vir ons sê, die goeie werk wat u begin het, sal u voleindig. U laat vaar nie die werke van u hande nie. Daarom kan ons vanmôre sê, loof die Here, o my siel en alles wat in my binneste is. Loof sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Dis nie vanmôre omdat u iets besonders in ons gesien het, dat u na ons neergebuig het nie. Dis omdat u genadig en barmhartig is, groot van goedertierenheid. En Vader, die begeerte van my hart is dat ek en my huis en hierdie gemeente eer sal bring op u naam, deur 'n gehoorsame lewe, 'n lewe van toewyding, 'n lewe van opoffering, 'n lewe wat geleef word tot eer van u naam, die oog gefestig op Jesus, dat ons 'n onwankelbare geloof sal hê, en dat ons swaar sal steen op die krag van u Heilige Gees, wat in ons werk, om te wil, sowel as om te werk, na u welbehae. Baie dankie dat ons vanmôre weer kan saam wees, dankie vir u wonderlike woord, dankie vir die waarheid van u woord, en Here, alhoewel ons vanmôre by 'n bepaalde tema gaan stilstaan uit ons reeks uit Genesis, bid ek dat u tot ons harte sal spreek, want ons het nodig om vanmôre te hoor wat die Gees aan die gemeente wil sê. Dankie dat u die dwaasheid van die prediking gebruik, om die wat glo te red, en dat nie een van ons vanmôre hier kan sit, en sê ons het die woord nie nodig nie. Van die kleinste tot die grootste praat u met ons. Here, u Gees is getrou om te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, om ons te lei in die volle waarheid, en ons aanbid u ook vanmôre daarvoor. Ons wil vanmôre van die geleentheid gebruik maak om te bid, Here, vir hulle wat vanmôre in ander kerkgemeenskappe en denominasies is, wat met dieselfde waarheid besig is, dat u hulle ryklik sal seën met al die geestelike seëninge in Christus Jesus ons Here, en dat u vir u 'n bruid bymekaar sal maak, wat eendag voor u troon sal uitroep, dat u ons gekoop het met u bloed uit elke nasie, taal, volk en stam. Here, ons eer u vir u evangelie, wat uitgaan, en vir u reddende genade, wat tot vandag toe nog werksaam is in die harte en lewens van mense. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir u geskenk van God ons hemelse Vader, en ook van ons dierbare Here Jesus Christus. Dit word kragtig vermenigvuldig deur die werking van sy Gees, ook hier by ons. Amen. 9 vers 18 tot 29 lees. Jy sal onthou, ons het laasweek 'n bietjie gepraat oor die gedagte van die goddeloosheid van die mens op die wêreld gaan verdelg. Dat hy water gaan stuur, en ons het vir u gesê dat Noag regverdig bevind is onder sy tydgenote. Noag bou hierdie ark, en hierdie besondere ark verwys, en die Bybel sê, nadat Noag en sy familie ingegaan het, die Here 7 dae nog die ark se deur oopgelos, en die Here hierdie deur toegemaak, en die fonteine het oopgebars, en die reën het van bo gekom, en die reën was op aarde 40 dae en 40 nag, dat alles nie so kan bly om die Here dan te verheerlik. So ons is nou al by Genesis 9 hele klop die boodskap hanteer. U sal onthou, die vloed het gekom, Noag en sy gesin het oor die ark uitgegaan, en nou lees ons Genesis 9 vers 18, en die seuns van Noag, wat uit die ark uitgegaan het, was Sem. As u enigstens die idee dat die een nou later swart geword het, dis die vervloekte swart mense van ons tyd, vergeet hierdie dwaling waarmee u besig is. Hierdie Sem, Gam en Jafet was die 3 seuns van Noag,
En alhoewel die een seun vervloek was, soos u later sal sien, het dit nie beteken dat hy nou ewe skielik 'n minderwaardige mens geword het nie. Hy het die straf vir sy sonde gedra, soos u en ek die straf vir ons sonde dra. Want ons rebellie teenoor God is daagliks daar. En daarom sal ons ook almal een of ander tyd die dood beerwe. Die Bybel sê vir ons, daarom moet ons gereed maak om die Here te ontmoet. Net so voetnootjie om vir u te sê, ons moet nie iets in die teks of uit die teks haal wat daar nie staan nie. Die Bybel sê vir ons, Noag het 3 seuns gehad, Sem, Gam en Jafet. En Gam was die vader van Kanaan. Hierdie 3 seuns was die seuns van Noag. En met hulle begin die uitbreiding van al die aardbewoners. So ons is eintlik die kinders van wie? Adam, en later van Noag, en so is die wêreldpopulasie dan uitgebrei. Die Bybel sê vers 20, en Noag het as landbouer 'n wingerd begin plant, maar toe hy van die wyn gedrink het, het hy dronk geword en naak in sy tent gelê. En Gam, die vader van Kanaan, het sy vader se naaktheid gesien, en het aan sy 2 broers daar buite te kenne gegee. Toe neem Sem en Jafet die bootleed en hou dit op hulle skouers, terwyl hulle agteruitloop, en hulle die naaktheid van hulle vader bedek. Hulle gesig was agtertoe gedraai, sodat hulle die naaktheid van hulle vader nie gesien het nie. Toe Noag van sy wyn wakker word, en merk wat sy jonger seun aan hom aangedoen het, sê hy, vervloek is Kanaan, 'n knegt van die knegte moet hy wees vir sy broers. Verder het hy gesê, geseënd is die Here, die God van Sem, maar Kanaan moet sy diensknegt wees. Maar mag God aan Jafet ruimte verskaf, en mag hy woon in die tente van Sem, maar Kanaan moet sy diensknegt wees. En Noag het na die vloed 350 jaar gelewe, so was aan al die dae van Noag 950 jaar, en hy het gesterwe. Baie besondere vertelling in die woord van die Here, en terwyl ek hierdie week voorberei, het ek vir myself die vraag afgevra, hoe weet ons die Bybel is 'n God geïnspireerde boek? Nou, ons het al baie daaroor gepraat, dat die Bybel gee interne getuienis, dat God die Heilige Gees die woord geïnspireer het, die skrywers dan op 'n besondere manier gelei het om te skryf. Ons het die argeologiese bewyse gesien, die regsaspek van die juistheid van die woord, die profetiese akkuraatheid van die woord. Maar een ding wat vir my uitgestaan het hierdie week is, dat God se woord is waar geïnspireer deur die Heilige Gees, omdat God die sondes van sy kinders nie verbloem en wegsteek nie. As hierdie 'n mensgemaakte boek was, het ons al die mooi dinge van die mens ingeskryf. Noag was die hero, hy het die ark gebou, en hy en sy kinders het veilig ander kant uitgekom. En Abraham was hierdie wonderlike held, en Dawid was hierdie wonderlike held. As ons nooit iets van hulle sonde gelees het nie, dan kon ons verseker geweet, dit is 'n mensgemaakte boek, wat die mens wil verhoog, en wat eintlik God wil wegskryf. Maar die Bybel sê vir ons, dat God sy kinders se sonde openbaar, sodat ons daaruit sekere bepaalde lesse kan leer. En die teks van oordeenking kom vanmôre nie uit Genesis nie, want ek gaan vanmôre met u 'n bepaalde saak hanteer, 'n tema hanteer. En ons gaan begin by Noag, en ons gaan so 2-3 gevalle uitlig, om u 'n waarskuwing vanmôre te gee, wat ook in die lewe van Noag na vore kom. En ons teks van oordeenking vanmôre vind ons in 1 Korintiërs 10 vers 12, en daar staan, daarom wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy of sy nie val nie. Die tema dan vanmôre is, oppas, of pas op, dat u nie val nie. U sien, is vanmôre 'n dringende oproep vir jou en vir my, wat lees deur Genesis 9, en ons sien ou Noag, en ons sê, die ou man, hy kon ons self nie ingehou het nie. En ons is baie lief as westerlinge, om op die stoel van Moses te gaan sit, en ander mense te beoordeel vanuit 'n gesagsposisie van, ons is beter as die volgende een, omdat ons nie bepaalde sondes doen nie, terwyl die Here vanmôre vir ons 'n bepaalde les wil kom leer. Nie om sonde te akkommodeer en te verdra nie, maar om versigtig te wees, wat ons eie wandel voor die Here aanbetref. Nou vriende, ek wil hierdie boodskap begin deur met u so kort illustrasie of gedagte te hanteer. Ons almal was so 'n paar maande geweldig geskok, toe ons die nuus gekry het van Dr. Steven Lawson. 'n baie besondere man van God, 'n man wat 'n besondere talent gehad het om te preek. Hy het selfs opleiding gegee in prediking by Dr. John MacArthur se universiteit. En dit het aan die lig gekom dat hierdie man 'n jarelange verhouding gehad het met 'n vrou veel jonger as hy. En hierdie nuus het aan die lig gekom, en die
Sosiale platforms het baie berigte daaroor uitgesaai en daaroor gepraat en daar's debatte gevoer rondom dit. En dit was 'n geweldige skok en 'n ontnigtering vir die meeste van ons en het ons met baie vrae gelaat en van ons was selfs kwaad en verontwaardig gewees. Ek onthou toe ek het gelees het ek by myself gedink, dit is seker 'n April Fool's joke. Hoe kan dit wees dat hierdie man, waarna ek self geluister het, vir jare lank in hierdie patroon van sonde geleef het? Vriende, tog het hierdie saak vir my so baie duidelik na vore gekom, dat hierdie ook 'n wekroep vir my en vir jou is, dat ons nie moet dink ons is beter as hierdie man van God, wat baie vir die Here gedoen het vir 'n baie lang tyd nie. Hy het onlangs 'n video vrygestel waar hy tans onder kerklike tug is, waar hy die raad van ouderlinge verkry en hy is onder sterk berading, hy het sy sonde bely, hy het sy verhouding verbreek, en hy probeer om hierdie verkeerd reg te maak, wat vir my dui daarop dat hierdie man die Here lief het en besef het, die skade en skande wat hy oor God se koninkryk gebring het. Doch terwyl ek hierdie week voorberei het ek daaraan gedink dat die Here ons ook waarsku, vir my en vir jou, as 'n man soos Dr. Steven Lawson, as 'n man soos Noag en 'n man soos Abraham en 'n man soos Dawid geval het, dan moet u en ek nie meen dat ons sterker as hulle is, dat ons onaantastbaar is, en dat ons deur hierdie lewe kan gaan, sonder dat sonde ons deel kan word nie. En daarom gaan ons vanmôre wegval, en ons gaan so 3 sake met u hanteer, of kom ons sê eerder 3 persone, om vir u te wys dat daar verskillende maniere is, waarop ons kan val, en waarom ons vanmôre hierdie waarskuwing ernstig moet opneem, oppas, dat jy en ek nie val nie, dat u nie val nie, dat ek nie val nie. En ons begin vanmôre by Noag. Nou vriende, die Bybel sê vir ons, maar toe hy van die wyn gedrink het, het hy dronk geword en naak in sy tent gelê. Nou wie was Noag gewees? Kom ek gaan u gou terugvat na wat ons laasweek hanteer het. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat Noag 'n baie besondere man van God was. Die Bybel sê vir ons, dat hierdie man regverdig was onder sy tydgenote. Luister, as ek vir jou sê, hoor hierso, jy lyk vir my of jy regverdig is onder jou tydgenote, is dit my opinie en my observasie en 'n woord wat ek vir jou sê, en sê, luister, ek sien in jou lewenswandel dat jy regverdig wandel. En ek kan verkeerd wees, stem jy saam? Maar as God getuienis lewer, soos aan Noag, en hy sê vir hom, Noag was regverdig onder sy tydgenote, kan ons hierdie getuienis aanvaar, en kan ons sê, Here, dis hierdie getuienis wat waar en juis is, dat Noag regverdig was onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel. Wat vir my baie interessant was in my voorbereiding, is dat hy nie net met God gewandel het nie, vriende, maar dat hy hierdie opdrag van die Here ontvang het, om hierdie ark te bou. Wat 'n besondere man, dat die Here vir hom hierdie opdrag gee en vir hom sê, Noag, ek vind jou regverdig onder jou tydgenote, jy wandel met my, en ek gee jou hierdie massiewe groot opdrag, om hierdie skip te bou. Ek het vir die gesê, vir ongeveer 120 jaar het Noag gebou aan hierdie majestueuse skip. Hy het gewerk daaraan, hy het hard gewerk daaraan. En die Bybel sê vir ons op die einde van die dag, dat Noag hierdie skip voltooi het, en dat hy en sy gesin in hierdie ark moes ingaan. Vriende, terwyl die rekenaar besig is om aan te kom ons gaan verder maar aan. So ek vir u gesê het, Noag was die man wat regverdig voor God verklaar is, die Here gee self getuienis van sy lewe, en die Bybel sê dat Noag hierdie ark vir die Here moes bou. Noag getrou, gehoorsaam aan die Here, saam met sy 3 seuns, bou aan hierdie ark, getrou vir 120 jaar, en op die bepaalde dag en tyd, toe sê die Here vir hom, gaan in hierdie ark. 7 dae later het die Here die ark se deur gesluit, en hierdie geweldige vloed het gekom. Verlede week daaroor gepraat, vriende, dit was 'n geweldige ding vir die mens op aarde, want die Here het alle dinge, wat die lewensasem gehad het, van hierdie aarde verdelg. Diere, mense, voëls, die Bybel sê vir ons, al wat oorgebly het, was Noag, sy 3 seuns, met sy vrou en hulle vroue, en dan ook die diere wat die Here in die ark dan gebring het. Die Bybel leer vir ons dat hierdie reën aangehou het vir 40 dae, 40 nagte. Luister, dit was 'n wêreldwye vloed gewees.
Dit was nie net die gebied waar Noag was nie, dit was 'n wêreldwye vloed. En as u wil weet waar sekere van die wonderdinge in ons wêreld vandaan kom, soos die Grand Canyon, alles word bereken op hierdie groot vloed, waar die fonteine oopgebars het, en dan die water gevloei het. En hulle kry deesdae goed soos dinosourusse en mammoths en goeters, so 50, 60 meter teen 'n berg vas. Dan kry hulle hierdie fossiel. Wat is 'n fossiel? Niks anders as dooie beenderre nie, né? Hulle kry hierdie fossiele hier bo teen die berg vas en hulle vra vir hulle self, hoe het hy daar gekom? Eenvoudig, omdat die groot vloed plaasgevind het. En die Bybel sê vir ons, so 150 dae was die water oor die wêreldvloed gewees. En die Bybel sê vir ons dat Noag en sy mense dan uit die ark gekom het. En nou leer die Bybel vir ons hierdie baie besondere les. En die Bybel leer vir ons dat Noag dan ook 'n wingerd geplant het. Nou vriende, ons het gekom tot by hierdie gedagte van Noag. Die Bybel sê vir ons dat toe Noag uit die ark gekom het, het hy en sy seuns dan die opdrag van God getrou nagekom, deur vrugbaar te wees en te vermeerder. En die Bybel sê vir ons dat Noag dan hierdie wingerd geplant het. En nou leer die Bybel vir ons, dat toe hy van die wyn gedrink het, het hy dronk geword en naak in sy tent gelê. Ek weet nie of Noag geweet het, dat hierdie druiwe as het lê gaan gis, en dat het miskien invloed op jou sal hê nie. Maar die Bybel leer vir ons, dat dit gebeur het, dis opgeteken in die Bybel, en hy het ook 'n dwaase ding gedoen. Nou, hoe hy naak in die tent beland het, weet ons nie, maar die Bybel sê vir ons, dit was die direkte gevolg van die dronkenskap, die feit dat hy bedwelmd was deur drank. Nou, ek lees telke maal in die Bybel, dat die Here vir ons sê, moenie dronk word van wyn nie. Daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Ek het vanmôre die vraag gekry van iemand, net voor 'n kerk toe gekom het, is dit moontlik dat 'n kind van die Here sy lewe kan deurgaan sonder om los te kom van sekere gewoonte sondes? En my antwoord is redelik duidelik, nee. Want die Bybel sê die Gees van God wat in ons woon, is sterker as die vyand wat buite staan. Ek kan nie tot bekering kom, deur my lewe gaan as 'n alkoholist en sterwe as 'n alkoholist en sê, ek is 'n kind van God nie. Dit is 'n teenstrydige, dit is iets wat nie saamkom of saamhoort of saamwerk nie. Noag, ons lees eenmalig, ons lees nie dat dit 'n aanhoudende sonde in sy lewe was nie, maar is nog steeds waarskuwend vir ons, dat Noag hierdie vrug gedrink het van die wingerdstok, hy dronk geword en hy dwaase dinge gedoen. Daarom sê die Bybel, moenie dronk word van wyn nie, want jy gaan dom dinge doen. Luister, dis nie opsioneel ekstra nie. Hier staan 'n polisieman voor u. Vir 10 jaar was ek in die Suid-Afrikaanse polisiediens, 'n sterk drinker gewees, en ek het dom dinge gedoen, wat my baie geld gekos het. Baie wat jy onder invloed 'n kar bestuur, 'n ongeluk maak, dinge wat gebeur in jou lewe, aggressie wat in jou lewe na vore kom, dis dwaas om van die wingerdstok te drink, om sterk drank te drink, om dronk te word, en sekere dinge te doen. Die Here teken hierdie dinge op, sodat ons kan leer daaruit. Die Bybel sê in plaas van om dronk te word van wyn, word met die Gees van God vervul. Dis net God se kinders, wat blywend met God se Gees vervul kan word. En hoe word ons blywend met God se Gees vervul? Na mate ons meer van God se woord inneem, na mate leer ons meer wie God is, en kan sy Gees ook kragtig in ons werk, om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Spreuke 20 vers 1 sê, die wyn is 'n spotter, en sterk drank 'n lawaaimaker. Glo my vriende, hierdie is so waar, en elkeen wat daardeur bedwelmd raak, is nie wys nie. Nou, ek speel van tyd tot tyd golf, eintlik meer loop en soek, maar die gedagte, dis 'n golfballetjie en golfstokke, so ek speel golf, vir alle praktiese doeleindes. En baie keer as ek daar op die oefenbof staan, of daar waar hulle so bietjie die putting oefen, of die sette oefen, reg rondom die plek is daar kroe, mense wat drink, en restaurante, en allerhande goed, en ek wil vir u sê, baie keer is dit so oorverdowend, hoe meer hulle drink, hoe meer lawaai hulle, hoe meer uitbundig lag hulle, en dikwels tel hulle die vuiste op, en eindig hierdie hele lawaai storie in geweld. Die Bybel leer ons baie duidelik, dit is nie wys om onder die invloed van iets anders te wees, as onder die invloed van God self nie. So moenie dronk word van wyn nie. Noag het dronk geword, hy het 'n dwaase daad begaan, en die Bybel leer ons daarvan. Die Nuwe Testament waarsku, Spreuke waarsku. Spreuke 31 vers 4. Jy sal onthou Spreuke 31 gaan oor die deegsame
vrou. Nou voor dit by die deegsame vrou kom, skryf hier die koning se ma aan die koning en sê, wat eintlik maar seker Salomo was, die koningsoliemeel, die konings moet nie wyn drink nie, en die vorste nie sterk drank begeer nie, anders drink hy en vergeet die insettinge en verdraai die reg van al die elendiges. Nou vriende, dis nie 'n geheim dat ons regering en meeste van ons leiers, mense is wat lief is vir drank. Lief is om hulle self te vergryp aan die wingerdstok nie. Daarom beleef ons allergie in Suid-Afrika en wêreldwyd. Want jy kan nie logies dink, jy kan nie reguit dink, jy kan nie eerlik dink as jy onder die invloed van iets anders te is as die gees van God nie. Noag, hierdie man voortreffelik, 'n man wat regverdig bevind is onder sy tydgenote, deur die Here self, wat die opdrag gekry het om hierdie ark te bou, wat deur God se genade gered is, saam met sy seuns en hulle vroue. Die Bybel sê vir ons, hy dronk geword. En dit is vir ons opgeteken in die Bybel. Hoekom gaan ek vanmôre 'n bietjie oor hierdie saak praat? Want die Bybel sê in 1 Korintiërs 10:11, nou gaan ek vir u die voorafgaande vers lees van ons teks van oordenking. 1 Korintiërs 10:11 sê, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom, as voorbeelde en is opgeskrywe, as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas, dat hy nie val nie. So die gedagte is maar net, Noag se gebeure is vir ons opgeteken, die gebeure van die volk Israel is vir ons opgeteken, die Bybelse gebeure is vir ons opgeteken, van kinders van God wat gesondig het, met die doel, dat ons het sal sien, as 'n voorbeeld wat nie nagevolg moet word nie, maar eerder as 'n waarskuwing aan ons wat vanmôre in hierdie kerkgebou sit, hier in Kempton Park. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Nou sit jy miskien vanmôre hier en dink by jouself, ag ou Gerard, is goed dat jy met hierdie klomp dronklappe praat. Hier's 'n paar ouens wat ek weet diep in die borrel kyk. Maar ek sit nie met die probleem nie, man. Rarig, ek het nou gedog, jy gaan ietsie vir my meer treffends gee, want ek sit daarom nou nie met hierdie probleem, dat ek drink en dat ek myself vergryp en dan stupid en dwaase dinge doen nie. Maar luister, hierdie gedagte gaan nie net oor die wingerdstok nie. Dit gaan nie net oor wyn en sterk drank nie. U sien, daar is baie meer as een sonde, waarmee 'n kind van God kan val. En daarom gaan ons vanmôre so 2 of 3 scenario's vir u skep en vir u wys, dat u en ek vanmôre ook die gevaar loop om te val, om te sondig, om oneer te bring op die naam van die Here. Dis belangrik dat ons vanmôre sal sien, dat hierdie God van hemel en aarde dit in sy woord laat opteken, sodat u en ek vanmôre die waarskuwing kan hoor. Dat ons kan sien die hartseer, gevolge van sonde, en hoe ons gewaarsku kan word om nie te val nie. Die volgende voorbeeld, sien Noag met die drank, en die waarskuwing kom dat ons nie dwaas moet wees om onder die invloed van iets anders te kom nie. Maar as een figuur in die Bybel wat almal aangryp en wat ek vanmôre gaan hanteer, is die koning Salomo, Dawid se seun. Nou vriende, ons weet, Salomo was 'n besondere man. Die Bybel leer vir ons Deuteronomium 17 vers 14, nog voor Salomo koning sou word, lees ons, as jy kom in die land wat die Here jou God jou sal gee, en dit in besit neem en daarin woon, en dan sê, ek wil 'n koning oor my aanstel, soos al die nasies wat rondom my is, dan moet jy sekerlik 'n koning oor jou aanstel, wat die Here jou God sal verkies. So, Salomo sal die koning wees, wat die Here onse God vir Israel verkies het. Moet dit nie uit gedagte laat nie, want as ons verder gaan deur die vertelling, sal u sien, waarom hy ook moes gewaak en gebid het, dit nie gedoen het nie, gesondig het, en ons lees vandag daarvan, dat hy oneer gebring het op die naam van die Here. So Salomo was die koning wat God sou verkies het. Die Bybel sê, die midde van jou broers, moet jy 'n koning oor jou aanstel, jy mag geen uitlander, wat jou broer nie is nie, oor jou aanstel nie. Hy mag net nie, hy mag net nie, God praat, vir hom baie perde aanskaf nie, hy mag die volk nie na Egipte teruglei, om baie perde aan te skaf nie, aangesien die Here vir julle gesê het, julle mag nooit meer teruggaan op hierdie pad nie, ook mag hy nie baie vroue aanskaf nie, dat sy hart nie afwyk nie, hy mag ook vir hom nie uitermate baie silwer en goud aanskaf nie, en as hy op die troon van sy koninkryk sit, moet hy, u sien, hy mag nie, en hy moet. Dit is die verskil tussen staande bly en val, tussen sonde en om oorwinnaar te wees.
As jy luister na wat God sê, wat jy nie mag nie, en wat jy moet. Vers 18. En as op die troon van sy koninkryk sit, moet hy vir hom 'n afskrif van hierdie wet in 'n boek skrywe. Hy die wat voor die Levitiese priesters lê. En dit moet, dis ononderhandelbaar, dit moet by hom wees. En hy moet al die dae van sy lewe daarin lees, dat hy kan leer, om die Here sy God te vrees, deur al die woorde van hierdie wet en hierdie insettinge te hou om dit te doen, sodat sy hart hom nie verhef oor sy broers nie, en hy van die gebod nie regs of links afwyk nie, dat hy die dae kan verleng in sy koninkryk, hy en sy seuns onder Israel. Lees vir u verder 1 Konings 3, vers 3, en Salomo het die Here liefgehad. Die Bybel leer het vir my. God verkies Salomo, 'n koning na sy hart. Die Bybel sê Salomo die Here liefgehad, deur in die insettinge van sy vader Dawid te wandel, en hy het net gedurig op die hoogtes geoffer en rook laat opgaan. Toe verskyn die Here in Gibeon in 'n nagtelike droom aan Salomo, en God het gesê, begeer wat ek jou moet gee. Ek wonder as ek vanmôre begin by Pooi en ek hardloop so deur, en ek eindig hier heel voor, by Zanieke. Ek vra vir hulle, gee begeerte, wat wil jy die meeste hê? Ek wonder of 1% van ons jong mense, van ons middeljarige en selfs ons ou mense sal begeer. Gee dus aan u knegt 'n opmerksame hart, om reg te spreek oor u volk, om tussen goed en kwaad te onderskei. Want wie sou hierdie talryke volk van u kan regeer? En dit was goed in die oë van die Here dat Salomo dit begeer het. U kan miskien sê, maar Gerard, jy het nou 'n wille uitspraak gemaak dat ek sou begeer het dat die Here vir my 'n opmerksame hart sou gee, heilige hart. Dink mooi aan die afgelope week wat verby is. En wat in Suid-Afrika gebeur het, wat was u gesindheid? Heens dit wat gebeur het, die nuushooftrekke wat ons gesien het, die leuns wat in die Withuis plaasgevind het, wat was ons gesindheid? 'n Opmerksame hart? Ek wens hierdie ou wil 'n pyn kry. Klein leenaar, bedrieger. Is 'n ander man hierdie. Ek wens die aarde wil oopskeer en hom insluk. Hy lieg vir almal en hy dink ons is dom om hom te glo. Of was u gesindheid gewees? Gee aan my opmerksame hart, Here, om te midde van die bedrog in hierdie land 'n skynende lig vir u te wees. As u en ek vanmôre die keuse kon kry, wat sou ons begeer, die meeste van alles? Sou ons as koning Salomo die Here liefgehad het en gesê, Here, ek begeer 'n opmerksame hart. Kom ek vat u verder om vir u te wys wie Salomo was. God het vir hom gesê, omdat hy hierdie versoek gedoen het, en nie vir jou 'n lang lewe begeer het nie, en nie vir jou rykdom begeer het nie, en nie die lewe van jou vyande begeer het nie, maar vir jou verstand begeer het om regsaake te verhoor. So doen ek dan volgens jou woord. Kyk, ek gee jou 'n wyse en 'n verstandige hart, sodat een soos jy voor jou nie gewees het nie, en een soos jy na jou nie sal opstaan nie. Luister, hierdie man het 'n briljante verstand gekry, om reg en verkeerd van mekaar te onderskei. Hy het die Here liefgehad, hy was die koning na God se hart. Maar helaas, kom ons lees, 1 Konings 8 vers 22, toe het Salomo voor die altaar van die Here gaan staan teenoor die hele vergadering van Israel, sy hande uitgebrei na die hemel en gesê, Here God van Israel, daar is bo in die hemel of onder op die aarde geen God soos u nie, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir u knegte, wat voor u aangesig wandel met hulle hele hart. 1 Konings 8:61, laat julle hart dan volkome met die Here onse God wees, om te wandel in sy insettinge en sy gebooie te onderhou soos vandag. Ek dink is 'n merkwaardige man wat vir ons afgeskilder word hier. Stem jy saam? Ek dink is 'n merkwaardige koning. 'n Koning wat deur God gekies is, 'n koning met 'n opmerksame hart, 'n koning wat die volk begelei het by aanbidding. Hy is waarlik 'n koning wat ons kan sê die Here liefgehad. Maar toe gebeur daar 'n paar dinge in Salomo se lewe. Die Bybel sê vir ons 1 Konings 10:26, kan u die strekking nou volg? Soos ons deur konings gaan, verder het Salomo strydwaans en perderuiters versamel, sodat hy 1400 waans en 12.000 perderuiters gehad het. En hy het dit in die stede vir die waans en by die konings in Jerusalem opgestel. Verder het die koning die silwer in Jerusalem gemaak soos klippe, en seders gemaak soos wilde vyebome wat in die laafveld is in menigte. 1 Konings 11 vers 1, en koning Salomo het baie uitlandse vroue lief gehad. Soveel vir 'n Israel is 'n rein volk. Is een bloed. Wonder hoeveel kinders is gebore by hierdie uitlandse vrouens wat hy lief gehad het.
Hy het 700 vroue gehad. Man, ek moet vir julle sê, ek het by baie keer aan lees, ek dink myself, Salomo, het jou verstand so vinnig gekrimp, 700, jy sal het nie maak nie. Vorstinne gehad en 300 byvroue, sodat sy vroue sy hart verlei het. U sien vriende, God het ons gemaak, een man vir een vrou. Klaar. Jy het nie 'n hart wat ander vrouens kan lief hê nie. Ja, daar kan begeertes kom en seksuele begeertes, wat jy miskien kan dryf en jy kan dink jy het 'n ander vrou lief. Maar God het jou en my geskaap om een vrou lief te hê. En daardie liefde moet volkome wees. Salomo het die wet van God by hom. Die wet word voorgelees en Salomo, met hierdie verstandige hart van hom, wyk af van God se waarheid. En hy kry geld lief. Hy kry vroue lief. Roem, status, die uitbreiding van sy koninkryk. En dit het hom baie duur te staan gekom. Ek vra jou vanmôre, in hoe mate is ek en jy 'n Salomo? Wat vanmôre so besig is om geld bymekaar te maak, dat ons nie dink aan ons siele nie. Ons dink die tydelike voorspoed is God se seën oor ons en miskien het ek al so ver van God gedwaal, dat dit eintlik 'n oordeel oor my lewe is. Dat ek die hemel heel moontlik in hierdie toestand tegemoet gaan en by God loon gaan verloor, omdat ek nie gewandel het voor sy aangesig nie. Miskien het jy 'n oog wat dwaal, en jy is besig om in 'n verhouding betrokke te raak met 'n ander vrou, en God sê, Salomo is opgeteken as 'n voorbeeld en 'n waarskuwing. Luister, as Dawid geval het, as Abraham geval het, as verskillende van hierdie manne geval het met verskillende van hierdie sondes, wie is ek en jy? Miskien ry op die golf van roem en status. Kyk wat ry ek. As jy daar by die robot kom, dan trap jy hom so ekstra diep in, dat daar die V8 so bietjie bril, dat ander kan sien. Hierdie man het so 'n paar rand in die bank. Ek bly miskien in 'n bepaalde huis, en ek wil hê die bure moet sien wat ek aangebou het, en wat hulle weer kom aflaai by my. En dis nie sommer enige plek, jy is sommer nie sommer Oka of hierdie goedkoop plekkies nie, is ou hout meubels. En die trok is goed gemerk, dat hulle kan sien wat word afgelaai. Miskien is jy een vanmôre wat met wêreldse vriende begin lol. Jy begin saam met hulle uitgaan. Jy begin hulle geselskap geniet. Dan wil ek vanmôre vir jou sê, oppas, dat jy wat staan, nie val nie. Dat jy wat miskien vanmôre ander oordeel en sê, wow, Steven Lawson, die absolute pateet. En kan jy dink dat Noag homself dronk gesuip het? Mensdom, kan jy glo? En hierdie arme Salomo en Dawid, en ag, as die Here net meer kindertjies soos ek gehad het. Dan wil ek vir jou sê, miskien het jy al klaar ver geval, en jy kom dit nie agter nie. En jou val is groot, en die gevolge gaan radikaal in jou lewe wees. Daarom is hierdie woord vanmôre waarskuwend, uit die lewe van Noag, uit die lewe van Salomo. Ek dank die Here dat Salomo tot besinning gekom het. Die meeste kommentaarskrywers reken dat die boek Prediker, sy boetelied is, die hartseer vertelling dat Salomo sê, ek het geld gehad, ek het vroue gehad, ek het musikante gehad, ek het kore gehad wat vir my gesing het, ek het wingerde gehad, ek het huise gehad, ek het alles gehad. Maar in die proses het ek Christus verloon. Dis wat hy sê, want hoor dit kom in Prediker 12 vers 13 na vore. Die hoofsaak van alles wat gehoor is vrees God en hou sy gebooie, want dit geld vir alle mense. Want God sal elke werk bring in die gerig, wat kom oor al die verborgde dinge, goed of sleg. Salomo het geweet aan die einde van sy lewe, dat hy voor God rekenskap sal gee oor sy koninkryk, oor sy koningskap, oor sy lewe. Die goed en die sleg wat... Here, ek dink nie hierdie ding is nou regtig nodig in my lewe nie. Ek dink is ontydig dat hierdie ding toegelaat is, en dat hierdie een gesterf het, ek dink regtig dis nie nodig. Wat hulle deesdae ons vir die mense leer, is die eerste manier om met jou smart en jou hartseer en jou pyn te deel is, wees kwaad vir God. Dis dan jy vandag aanbeveel, Bybelse beraders. Pas op wat God nie jou kwaad word nie. Jou kwaad word vir hom beteken eintlik maar nul op 'n kontrak. Maar oor die genade van die Here. Petrus sê vir hom, ek sal nie aanstoot neem nie. Jesus sê vir hom voorwaar. Met ander woorde, sy eetswering. Die Here sê vir hom, luister Petrus, ek gaan nie met jou onderhandel hieroor nie. Ek het nie net iets gesê in die lig nie. Ek sê vir jou, en ek kom met 'n eetswering, ek sê vir jou, in hierdie nag, voordat die haan gekraai het,
sal jy my 3 maal verloon. Petrus sê vir hom, al moes ek ook saam met u sterwe, ek sal u nooit verloon nie, so het ook al die disippels gesê. Ek wil hê jy moet die scenario in u kop sien. Die Here praat met hom, Petrus, jy gaan my verloon. Here, nee, ek dink nie u die reg. Miskien het u by die Vader verkeerd gehoor. Miskien was die naam soos Petrus, maar Petrus sal u nie verloon nie. Petrus, ek sê vir jou, ek stel vir jou hier die feit. Petrus sê, Here, ek sal nie. Nou kom ek lees vir u, wie reg was. Matteus 26:67. Hulle het Jesus gearresteer in die tuin van Getsemane, disippels sleep, hulle hardloop, Petrus volg van ver af, en toe hulle in sy aangesig gespieg en hom in die vuis geslaan het, dis nou vir Jesus. En ander het hom met stokke geslaan en gesê, profeteer vir ons Christus. Wie is dit wat u geslaan het? 'n Spot, die ewige seun van God. En Petrus het buitekant gesit in die binneplaas van die paleis en 'n sekere diensmeisie het na hom gekom en gesê, jy was ook by Jesus die Galileër. Maar hy het dit voor almal ontken en gesê, ek weet nie wat jy sê nie man, hou stupid wees. Dan bepaal jy by jou goedjies, ons manne sit hier om die vuur. Ek dik so 'n bietjie aan, maar dis die beginsel. Jy moet saam met my dink wat hier gebeur. Want ons praat vanmôre oor, jy wat staan, pas op dat jy nie val nie. Ons is baie lief om na ander mense te wys wat geval het. Die vraag is miskien, hoe ver het ons al geval in hierdie agteruitgaan met ons wandel met die Here. Vers 71 sê, terwyl hy uitgaan na die poort. Na die poort toe sien 'n ander diensmeisie om. Onthou, dis meisies, dis nie groot soldate wat hom met 'n spies gedreig het of met 'n swaard nie, dis diensmeisies. Sê wat vir hom, hierdie een was ook by Jesus die Nasarener. En met 'n eed ontken hy dit weer. Wat sê hy? Ek sweer, ek ken hom nie. Ek sweer man, luister, jy weet nie waarvan jy praat, ek ken die man, nie Jesus nie, ek ken die man, wat daar geslaan, gespieg en gespot word, ek ken hom nie. Maar 'n bietjie later kom die wat daar staan en sê vir Petrus, waarlik, jy is ook een van hulle, want ook jou spraak maak jou bekend. Toe begin hy homself te verwens en te sweer, ek ken die man. Hierdie woorde, hy begin homself te verwens en te sweer, beteken hy het sekere vloeke oor hom uitgeroep. In daardie tyd was dit 'n gebruik gewees om die juistheid van jou getuienis vas te maak. As jy hierdie vloek oor jouself uitroep, dan sê jy eintlik, as ek regtig hierdie man ken en ek lieg daaroor, kan al hierdie goed oor my kom. Hy begin homself verwens en hy sweer en hy sê, ek ken hom nie. En dadelik het die haan gekraai. En Petrus het die woord van Jesus onthou, wat hy vir hom gesê het, voor die haan kraai, sê jy my 3 maal verloon. En hy het buitentoe gegaan en bitterlik geween. Jy sien, die Here maan Petrus om te waak en te bid. Petrus dink, hy weet beter. En dis die probleem, vriende, waarmee ons as kinders van die Here sit. Vanmôre kan u en ek soos 'n Petrus wees. Ons is miskien nie met die wingerdstok besig nie. En miskien nie soos 'n Salomo met ander vrouens en met geld en 'n liefde vir geld en 'n liefde vir roem en die uitbreiding van my koninkryk en van my besigheid en dis vir my die primêre ding in my lewe nie. Miskien ons net soos 'n Petrus. Ons dink ons is geestelik op 'n plek waar ons nie kan val nie. Ek luister daarom so 8 MacArthur preke 'n dag. Ek wil net vir jou sê, man, luister, ek vanaand gaan nie slaap met my fone op my ore. En ek hoor hoe MacArthur vir my preek of Arsie Sproul. Ek wil vir jou sê, man, luister, as iemand my 'n vraag vra, kan ek hulle antwoord. Op my status is daar baie dinge oor die Here te sê. Ek wil vir jou sê, ek vat almal aan wat nie die Here liefhet nie. Ek vat hulle aan en ek sê vir hulle, bekeer jou tot God. Maar miskien is ek die een wat al lankal geval het. Ek praat in hierdie dae wat nou kom oor die gedagte van toorn, aggressie en woede, en dit kom baie duidelik na vore. Dat baie mense wat kwansy so sterk in die Here staan, kan nie eens ander mense ordentlik behandel nie. Maar hulle bely hulle behoort aan die Here. Miskien is jy vanmôre een wat onwillig is om te getuig. En wanneer die geleentheid om voordoen, jy moet getuig, daar by werk skram jy weg, want ons mag nie by die werk praat oor Jesus nie, want ek gaan my werk verloor. Jy praat oor rugby, jy praat oor alles wat gebeur, jy praat oor elke ding wat daar onder die son is, maar wanneer dit kom by Jesus, bly jy stil. Miskien is jy soos 'n Petrus. Jy sit by die vure van die wêreld en jy weier om te getuig. Miskien is jy skaam oor die naam van Christus, bang en belangeloos. Miskien is jy ontrou. Miskien wisselvallig in jou geestelike lewe en wandel.
Jy laat miskien na, jy wandel saam met die Here, jy hou jou stilte tyd, jy bid, jy lees, jy doen al hierdie goed, maar wanneer dit kom by Christus, is daar nie die liefde wat jy uitleef van Christus en die sagmoedigheid en nederigheid wat in sy woord vir jou opgeteken het nie. Petrus was selfvoldaan, in sy hoogmoed het hy geval. Toe Christus hom gewaarsku het hy nie hierdie waarskuwing ter harte geneem nie. Die Here sê Petrus, die gees is gewillig, maar die vlees is swak. En in hoogmoed het Petrus gestruikel. Wat is jou sonde vanmôre? Ek ken jou nie, en jy ken my nie. Ons sien mekaar Sondag by die kerk en ons, hallo, gaan met jou, gaan great. Die Here is goed vir ons, hy seën ons. En hy seën ons gesin, hy seën ons familie. Ek vra baie keer vir mense, is daar iets waarmee jy worstel? Nee, wat? Sê ek, wow, ek moet met jou kom praat, jy moet my beraad. Maar dat is baie goed waarmee ek worstel. En dis die probleem, vriende, ons wil geestelik meer heiliger voorkom as ons werklik is. En luister, die kerk is 'n hospitaal waar kinders van God die waarheid van God se woord ontvang, die behandeling van God se woord, om uit te gaan, om in hierdie wêreld verander te wys dat Christus 'n sondaar gesond kan maak. Ek wil vir u lees van Petrus se herstel. Onthou u na die opstanding, Petrus gaan vang vis. Jesus sê vir hom, gaan verkondig die evangelie. Petrus sê, gaan vis vang. Ek is meer suksesvol met die vis as met hierdie geestelike storie. En toe hulle klaar was met die môre ete, Jesus maak vir hulle ete. Jesus verwyd nie Simon Petrus, hy sê vir hom, luister, kom hier jou slegte volgeling. He's useless, man. 'n diensmeisie, come on Petrus, vir 'n diensmeisie geval. Wat 'n tipe mens is jy? Nee. Hoor die hart van ons Here Jesus, want die goeie werk wat hy begin, sal hy voleindig. Hy vra vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Meer as hulle hier. Hy antwoord, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê, laat my lammers wei. Hy vra hom vir 'n tweede maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê, pas my skape op. Hy vra hom vir 'n derde maal. Hoeveel keer het Petrus Jesus verloon? 3 keer. 3 maal vra die Here dieselfde vraag. Dieselfde vraag was aan Petrus gestel. Of gesê, die stelling gemaak, Petrus, jy was saam met Jesus? Nee, ek was nie. Petrus, het jy my lief? Ja. Het jy my lief? Ja. Het jy my lief? Petrus het bedroef geword. Dink die klokkie het afgegaan. Hy het die konnotasie gemaak. Hy sê, hy het bedroef geword, omdat hy my 3de maal gevra het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. Ek vra jou vanmôre, het jy die Here lief? Meer as alles. Want dit gaan ook jou houding bepaal teenoor sonde, teenoor die wêreld, teenoor die vleeslike begeertes. En wanneer hierdie liefde van Christus ons dring, dan kan ons later soos 'n Petrus, 1 en 2 Petrus, wat hy geskryf het, kan ons lees en sien dat hierdie man gegroei het van 'n hoogmoedige, selfvoldane, eiesinnige, koppige man, na 'n nederige slaaf van Jesus Christus, wat die broeders oproep tot 'n lewe van heiligheid en toewyding aan die Here. Ek sluit my boodskap af, en ek wil vanmôre vir u sê, u en ek het nie nodig om te val nie. Nou kan jy vir my sê, maar hoorie, jy gaan môre eens hospitaal toe, jy kom nie uit nie. Jy is nie onder narkose nie, mens kan nie so iets sê nie, want geen mens kan sondeloos volmaak wees nie. En ek verkondig nie vanmôre sondeloos volmaak nie. Wat ek net vir jou sê, jy het nie nodig om met daai vrou te val nie. Jy het nie nodig om te val vir die wingerdstok nie. Jy het nie nodig om in hoogmoed en in die drang na geld en roem en rykdom te verval nie. Jy het nie nodig om ontrou te raak aan die Here deur sy woord af te skeep en sy huis te vermy nie. Jy het nie nodig om hierdie sondes te doen nie. Want die Here sê vir ons in sy woord, 2 Tessalonisense 3 vers 3, maar die Here is getrou. Hy sal julle versterk en bewaar van die bose. Here, u is getrou, ek kom as ontroue dienskneg en ek vra u, hou my trou, Here Jesus. Hou my trou. U ken by die werk is die besigheid moeilik en u weet hoe mense my probeer
manipuleer dat ek oneerlik moet wees. U weet, Here, die vrou wat oor my pad gekom het. Here, u weet die wingerdstok. Here, u weet die vriende wat nou na my kant toe gekom het. U weet die hoogmoed in my hart. U weet hoe gou ek ander veroordeel. Hoe gou ek myself regverdig. Here, ek sien my eie sonde. En ek vra u, bewaar my van die bose. 'n Kind van God begin by wedergeboorte, waar die Here sy sonde vergewe en daagliks lewe in 'n lewe van belydenis, om die Here te vra, reinig my en vul my, sodat ek voor u kan lewe. 1 Korintiërs 10 vers 12, daarom wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe menslike nie, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan verdra. Die meeste kere wanneer ons sondig is, omdat ons wou sondig. Hulle vra onlangs vir 'n man, dit kom een van my boodskappe oor aggressie en woede, kom dit na vore, die man en vrou is by die beraader, en die man het 'n geweldige probleem met aggressie en woede. En hulle praat oor die scenario's, en die vrou vertel en die man praat saam, as hy by die huis kom, slaan sy vuis deur die deure, en hy gooi die breekgoed stikkend, en hy gaan soos 'n regte barbaar te kere. En die beraader vra hom net die een vraag, hy sê, doen jy dit by jou werk ook? En hy kyk die beraader so, hy sê, sê mal, ek sê my werk verloor. En is presies die probleem met sonde. Ons kies wanneer ons gehoorsaam wil wees en wanneer ons aan die vlees gehoorsaam wil wees. Daarom sê die Bybel, geen versoeking, moenie God die skuld gee. As jy vanmôre in sonde begin val en weglei nie, staan stil en vra, Here, is ek nie miskien die een wat die waarskuwing vanmôre moet hoor? Jy wat staan moet oppas, dat jy nie val nie. 2 Timoteus 4:18, en die Here sal my verlos van elke bose werk en my red om in sy hemelse koninkryk in te gaan. Hy het gekom om te soek en te red die wat verloor is. Hy wat in my woon is groter as die duiwel wat buite staan. Die wêreld, die vlees en die duiwel kan my nie manipuleer nie. Ek kan sondig, ja. En wanneer ek sondig, moet ek my toevlug na die Here neem. Maar het is belangrik om te sien, ek het nie nodig om te sondig nie. Aan hom nou, wat magtig is om julle van struikeling te bewaar, en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel, met gejuig aan die alleenwyse God, ons verlosser, kom die heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid. Die hele gedagte is magtig om ons van struikeling te bewaar, Judas 1 vers 24 en 25. Wat is die les uit Noag se lewe? Jy wat meen dat jy staan, pas op dat jy nie val nie. Moenie meer van jouself dink as jy behoort te dink nie. Moenie dink ek het die regte teologie en die duiwel kan niks aan my doen nie. Groter man as ek en jy het al geval. En miskien het jy al lank al geval en jy besef nie, dat jy in hierdie pad oneer bring op God se naam nie. Mag die Here vir ons genade gee, kom ons bid saam. Vader, al wat ons vanmôre kan vra is dat U ons harte sal open vir U woord, dat ons self ondersoek sal doen, dat U Gees getrou ons sal oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, dat ons weet daar is vergifnis by Christus te vind, en dat ons vanmôre ook die vraag sal beantwoord soos U vir Petrus gevra het. Simon, seun van Jona, Gerard Bekes, het jy my waarlik lief? Meer as enige iets op hierdie aarde, of enige iemand op hierdie aarde. Mag ons met 'n onverdeelde hart antwoord. Here, U weet alles. U weet dat ek U liefhet. Mag hierdie liefde van ons groei, sodat ons kosbare siele kan bereik. Want die ewigheid lê voor. En Here, daar moet 'n oes ingesamel word. Mag ons versigtig lewe, heilig, diensbaar, in afhanklikheid van U.